Ja, en my golwe was mos nou nie water nie, dit was varkond. Nee, was varkond. En ons almal het 'n verskillende golf wat kom en want jy sien dit nie as jy nou dink strandhuis, hoe dit so lekker. En ons sing wel daar's baie voorbeelde van ek was by Belito gewees die vakansie en wat jy op die strand Krijg staan. jy getuig hier, ja? Nee, wel. Of belei jy? Ek is eintlik ek het daarom gekry genade. Goeiemôre en goeie nuwe jaar, Gerry. Geseënde Kersies vir jou ook. Ja, mooi goed. Dis al, ek sê nou net dag ook Checkers het al klaar weer, bou nie een wat speel. Dis amper weer Kersfees, voel dit vir my. Ek sien nou dag in die Checkers in Suid-Afrika dat hulle het nou Desember maand al die paaseiers begin uitpak. O, genade. Toe sê die een ou, hy's nog nie eens gebore nie. Dan het al klaar die paaseiers. Ek wou nog sê, ek wil 'n bietjie later met jou praat oor my paas naweek verlof, Gerry. Dis nie amper. Werk, ek het wel hard gewerk hierdie jaar. Ja, jy was Kersfees mos nou aan die tyd. By die see. Dis lekker, nee, maar dit is goed om terug te wees en dis 'n groot jaar wat voor lê. 2025 glo ons gaan 'n mooi storie wees, die Here se storie en hy het 'n klomp planne. As mens nou stil raak voor die Here in 'n nuwe jaar, het mens mos baie tyd in die 3 maande van Januarie en die Here regtig, ek voel mens daar's iets aan die bou, daar's iets aan die bedryf en veral nou met ons tema vir die begin van die jaar en dit wat voor lê. Is al baie goed. En so ook dan die eerste episode van seisoen 2 van die Lank en die Kort. Halfpad, nog nie trots geborg deur Stanley nie, maar ek het verjaar in Desember, so ek is nog steeds so absoluut leeg. So enige ander borgskap wat jy het 'n groter een as daai kleintjies. Vir Gerry die lange kry asseblief. Ek was die lank een. Kort ene vir my nie en dan die lang ene vir Gerry. Nou Rias, ons is in 'n nuwe reeks wat ons noem Beginnersgids om die toekoms te voorspel. Nou, net 'n disclaimer, ons is nou nie gebruik nie kristalballe en die goeters nie. Maar daar is sekere beginsels in die lewe. In die Here se woord, as ons daarna kyk, kan ons grootendeels eintlik sien hoe ons jaar gaan lyk en ons lewens gaan lyk net. Ja, ek dink in die Ou Testament is mooi, baie van die profete staan voor die mense en sê, as julle gaan aanhou met hierdie nonsens, gaan julle soontoe gaan. En mens kry profetiese woord van die Here af, wat ons in glo, maar hierdie is 'n basiese beginsel van, as jy van die vrug gaan eet, gaan daar nagevolge wees. Doen hierdie, wees ongehoorsaam en dis waantoe wat gaan gebeur en ek dink ons as mans moet dit verstaan, is dit ons het 'n paar besluite wat ons maak en dan moet ons besef, dit is wat gaan gebeur. Hy vinnig kry kaartjie. Tel iets swaars op, ek wil nou nie vir enige van ons doen nie. Dit hoef nie profeties te wees nie. Jy hoef te sê, dis soveel, maar dis ook van God af. Die beginnersgids, die fondasie is ook van die Here af. Dit mag nie miskien daai tradisionele profesie wees nie, maar ek dink iets so basies soos wat ons vandag oor gaan praat, is daai fondasie. En dit kan jou toekoms voorspel. Enige huis wat ons nou van oor praat is, as hy so gebou word, gaan hy mos nou so lyk of so kan staan. Ja, so Abraham Lincoln sê dat as dit om 6 ure gaan vat om 'n boom af te kap, gaan hy die eerste 4 ure gebruik om sy byl skerp te maak. Ja. So eintlik wat hy daardeur sê is dat die begin is belangrik, die fondasie wat jy lê is belangrik. So die drome wat ons het oor hierdie jaar, die goeders wat ons die Here voor glo en vertrou, die goeders wat ons graag wil sien gebeur in ons lewens, hang van 'n paar goeders af. Natuurlik is die Here daar en die Here het 'n plan en droom vir ons lewens, maar die gewoontes wat ons omhels, die manier van hoe ons bou en ons gaan kyk na 'n storie vandag wat Jesus gepraat het oor die belangrikheid van fondasies, maar die goeders wat ons innooi in ons lewens bepaal baie grootliks hoe ons toekoms gaan lyk, hoe ons jaar gaan lyk, hoe 2025 gaan lyk. Ja, ons mis dit baie keer. Ons gaan baie in die slagoffer mentaliteit en van hoekom het hierdie met my gebeur? En soms gebeur goed wat nie jy van 'n kant af kan sien nie, maar dis daai ding van hoe situasies en omstandighede jou gemoed en jou keuses bepaal wat dit nie moet nie. Die wind moenie jou besluit gee nie, jou fondasie moet jou die besluit gee. Dis praktiese wetenskap en ingenieurs kan vir jou sê, die huis bepaal nie hoe hy staan as gevolg van die wind wat waai nie. Die huis bepaal hoe hy staan as gevolg van die fondasies wat gegooi is. En vir 2025 glo ons as ons 'n regte fondasie gooi, as jy jouself leer hoe om paaie te adresseer, as jy jouself leer hoe om te fokus op wat voor lê, dan kan jy hierdie jaar baie meer geseënd deurgaan. Ek sê geseënd want partykeer dink ons dis net goeie goed maanskyn en rose en nuwe 4x4's in ons garage, maar Dis eintlik, ja nee, daar's nood, Gerry, daar's nood. Die Land Rover is nog sterk, maar ons weet nooit. So Jesus kom in Matteus 7 en hy sê die volgende: elkeen wat aan my woorde luister en daarvolgens handel,
Soos 'n verstandige persoon wie sy huis op 'n rots gebou is. Al val daar 'n storm by en al kom die vloedwater af en al woed daar stormwinde teen die huis, sal dit nie in mekaar stort nie. Want sy fondamente is stewig op die rots vas. Maar elkeen wat na my woorde luister en dit nie doen nie, sal wees soos 'n dwaas wie sy huis op die sand gebou is. Wanneer daar 'n storm byval en die vloedwater afkom en die stormwinde waai, sal daardie huis heeltemal in mekaar stort. So 'n storie wat Jesus vertel. So Jesus, Rias, hy was 'n kenner gewees. Hy was 'n kenner gewees op alle terreine, maar hy het die wet geken. Hy was ook 'n kenner op die lewe gewees. Ja. Ons moet onthou dat Jesus was 'n vakman gewees. Ja, as skrynwerker in daai tyd was nie net hout nie. Ons dink baie keer is net Nee, hout. was 'n stone mason, ek weet nie wat die Afrikaanse woord nie. Huise gebou, sy pa het huise gebou en die planke en die tafel en dit was half een van daai. So hy het verstaan wat dit verg om iets te bou. Presies. En Jesus het ook verstaan die omgewing van waar hy gebou het was 'n baie sanderige omgewing, was 'n omgewing van waar dit baie keer droog was en na iewers skielik hierdie soos wat ons in Namibië sal ken en vir al die buitelanders wat in 'n droë rivierbedding iewers 4x4 en 'n tentjie op sy volgende oomblik dan kom daai water daar af net, ja. Selfde waar Jesus was. Dan kom hy en vertel hy die storie oor die belangrikheid van om reg te bou. En as ons in die begin van die jaar kyk en dink in die jaar en ons wil ons toekoms voorspel, en dan sê Jesus, een van die goeders wat dit dikteer, is die fondasie. Ja, en dit is eintlik mooi as jy praat, ons weet wat die fondasie is, God se woord, en dis eintlik daai tyd wat spesifiek is, as jy dink aan fondasie en bou vandag, dan dink jy aan die ouens wat kom en dan grawe hulle fondasie, maar die fondasie is klaar gebou, jy bou nie die fondasie nie, as jy kyk na die Bybel, daai tyd, die ouens het gegaan en gekyk, waar is die standvastige plek? Ja. En God bou die fondasie. Waar is die rots? Jy moet nie jou fondasie bou nie, want eerstens ons is dom, en tweedens ons wil altyd 'n ekstra kamertjie bybou, en ons wil miskien hier bietjie, ons is lei nou, so ek het nou die dag so hout dingetjie geplant, en toe moes ek 'n tonneltjie grawe vir 'n houtmuurtjie, en toe die grawe ek het diep genoeg nie, en my varkon sê toe, haha, kyk jou mooi muur, bah. En die fondasie is die woord van God, dis gebou. Jy moet nou gaan luister, nou moet jy die huis begin bou. En ons doen dit nie altyd nie. Ons, ofwel, ek sê altyd, meeste van die tyd is dit nie so nie. Ons wil bietjie ekstra grawe fondasie, want dis 'n mooi saintjie wat ek my voete in kan sit. Dit werk nie vir jou toekoms nie. Ja. So ons almal wil mooi goeders hê. Ons almal wil die goeie goeders hê in 2025, maar Jesus sê dat as jy dit wil hê, moet jy 'n fondasie regbou. En dan gebruik jy die storie en selfs daar's 2 tipe bouers. En as ons dink in hierdie jaar is daar 2 tipes van ons wat gaan bou. Aan ons geestelike huis, aan ons familie en aan ons lewens. En dan sê hy die ene is 'n wyse bouer en die ander is 'n dwaase bouer. So Jesus begin, hy sê jy moet nou kies. As jy nou die jaar kyk, as jy in jou lewe kyk, watter tipe bouer is jy? Is jy nou daai ene wat nou so plankies bou vir jou varkon stamp met hom? Dis nou nie 'n wyse bouer nie. Nee, glad nie wyse gewees nie. So wie is jy? So daar's 'n besluit om te maak net, nie? Wat se tipe bouer gaan ek wees? Gaan ek wys wees of gaan ek dwaas wees? En die dwaase ene is wat presies jy nou jouself oopgemaak het. Dis die maklike oefening, nie? Ja, nee, dis ek weet te veel, dit lyk alright, jy weet, ding staan ten minste, maar ek sien vreeslik gesteld op hoe dit onder lyk. Ja, en my golwe was mos nou nie water nie, dit was varkond. Nee, was varkond. En ons almal het 'n verskillende golf wat kom en want jy sien dit nie. As jy nou dink strandhuis, dit is so lekker. En ons sien wel, daar's baie voorbeelde van ek was by Belito gewees die vakansie en wat jy op die strand staan. Jy getuig hier, ja? Nee, wel. Of bely jy? Ek is eintlik ek het warm gekry genade. Maar jy staan op die strand en jy sien daar's hierdie massiewe huis en die badkamer steek uit want 'n stuk van daai naby aan die see het afgebreek en dis nou 'n teken van erosie en goed soos dit, maar ons is nie seker hoe daai golwe gaan lyk nie. Ons weet nie wat gaan kom en jou voete onder jou uit wil spoel nie, maar die Here weet. So bou jou huis op hom want hy gaan weet dit gaan of golwe water wees of dit gaan 'n varkond wees of dit gaan finansies wees of wat ook al en dan moet jou fondasie op die regte plek wees want dit is so vinnig en dinge ruk hand uit. En dan ons almal het al daai ervaring gehad. Ek ook by my huis wat ek het grond geskuif en toe dit reën, toe die grond 'n dam veroorsaak en toe ek weet my garage is water. En dit was 'n vreugde in my hart gewees want ek het nie daai vooruitsig nie. So die dwaase man dink nie aan vorentoe nie. Hy beplan nie, dis nie nou net. Ja. En Jesus kom en hy sê so, kies wat se bouer jy wil wees, wys of dwaas, en dan kom hy en sê 'n stukkie wat ons nie lekker graag wil embrace nie, oor ons jaar, ons lewens. Hy sê, wanneer die storm kom, dis nie of nie, dis nie miskien nie, hy sê, daar gaan 'n storm wees, so die drome wat ons droom oor hierdie jaar, die goeders wat ons wil sien in hierdie jaar, want ons weet, ongeag van dit, gaan daar 'n storm wees, gaan daar 'n vloed wees, gaan daar water wees nie. En dit bring nou die vraag, as dit daar kom, hoe lyk jou fondasie?
Anders dan gaan jy nie die drome en dit bereik wat jy wil bereik nie, want jou fondasie is nie reg nie. So gaan storms wees. En partykeer, Rias, weet as volgelinge van Jesus is dit, ons wil ons nie graag aan daai deel dink van die lewe nie, né? Nee, Maar daar is swaar. Selfs in die wêreld as volgelinge van Jesus beleef ons swaar. Ons is partykeer naïef. En ons dink dit kan nie met ons gebeur nie, maar dit gebeur met ons. Jesus is baie spesifiek met sy apostels oor dit. Hulle het dit met my gedoen, hulle gaan dit met jou doen. Hulle uit vir hulle spesifiek gesê, hulle gaan julle lewe verloor vir hierdie. Stefanus, die eerste martelaar, hy het dit verwag. En tot so 'n mate was hy so reg en sy fondasie was so goed dat hy die golwe uit vergifnis vir die golwe gebid. Hy het gesê, Vader, vergewe hierdie ouens wat besig is om my dood te maak. Daai is 'n ander tipe fondasie. En ons het oor dit ek dink 2 sondae terug gepraat, maar dit vir jou toekoms is hierdie mentaliteit nie net belangrik om chaos beter te hanteer nie, maar ook vir jou wese, die vrede wat in jou hart is, om enigiets in die oë te kan staar en te sê, maak nie saak hoe sleg die omstandighede is nie. My fondasie bly vas en dis chaos, maar in daardie chaos kan ek vrede ervaar. Ek dink daar's baie van die spesmagte wat praat van peace and impending violence. Dit is wat ouens anderster maak wat die groot gevegte. Hulle het vrede met die wete raak om chaos. En ons wil daar wees, want ons het 'n manier om nie mooi te kan dink in hierdie chaotiese oomblikke nie, en dan as jou fondasie dan nie reg is nie. Die moeilikheid. En dis daai mooi sê ding van as jy omring is deur 5 dwaase mense, dan is daar 6 dwaase mense. En gelukkig is ek omring deur net wyse mense in my lewe. So dan is daar 6 wyse mense, maar ons mis dit baie keer. As jou fondasie nie goed gebou is nie, heel moontlik is jy dan omring deur mense wat se fondasie ook nie, en hulle gaan jou dan probeer help. Dis kyk jou huis spoel weg. Al wat jy nou hoef te doen is net nog dieper in die sand in te grawe. Ja, dit gaan nie werk nie. En jy sou al van wat gaan gebeur aan die ander kant. Jou huis is op die rots gebou en iemand in sand gaan sê, "Hoekom is jy op die sand? Dis belaglik op die rots. Dis lekker hier op die sand. Kyk my tone, ek's nader aan die water as jy." Iemand wat op die rots staan, het vrede. En in enige omstandighede, as dit mooi weer is dit pragtig. As dit aaklige weer is dis ook reg, want ons is wys. En vir ons toekoms is dit so belangrik. So ons moet kies, Rias, wat se bouer is ons, dan moet ons weer gaan 'n storm wees, maar dan bring dit die vraag, nee, wat ons gister gesels het, is dat, dis een ding nou om te weet dat ons moet wys wees, dis een ding om te weet, gaan storms kom, maar hoe bou ons dan daai fondasie, wat moet ons doen, as medewerkers van Jesus, om daai fondasie te bou, en dan gaan hy en hy sê dat, en hy gestik in Matteus 7, hy sê dat, hulle wat na my woorde luister, en doen wat ek sê. En daar's die challenge baie keer net, né? Partykeer wil ons net luister, maar ons wil nie doen nie. Ander kere luister ons glad nie, en ons doen wat ons in elk geval wil doen, maar Jesus sê dat luister hierso, as jy 'n fondasie wil hê wat op die rots gebou is, dan is daar 2 goed wat jy moet doen. Jy moet luister, en nou jy geluister het, moet jy doen. So dis nie net, dis 'n luister, maar en dit is 'n doen net. En dit is so belangrik in die bou van daai fondasie. Dat ons moet luister en ons moet doen. Daar's 'n ander gedeelte waar Jesus sê, hy sê, "Hoekom noem julle my Here, Here? Maar julle doen nie wat ek sê nie." En dis geweldig konfronterend vir ons net, nê? Julle noem my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. So die Here sê vir ons, en hy sê vir ons in hierdie jaar, ek droom 'n droom oor jou lewe. Daar's goedes wat ek oor jou familie, oor jou besigheid, oor jou werk, oor jou reis saam met my wil hê, maar jy moet 'n fondasie bou, jy moet wys wees. Maar om daai fondasie te bou, moet jy 2 goeders doen. Jy moet luister en jy moet doen. Dis amper soos wat ons met ons kinders gesels het, né? Jy luister en doen, en hulle luister nie, maar dan doen hulle nie. Nou so 'n bietjie van die spoor af. My kinders se gunsteling verskoning was, ons het so 'n bietjie vergeet. En dit maak nou alles reg. Jy het nie gedoen wat ek vir jou gesê het nie, né? My verskoning is, en ons het so baie verskoning. Jesus, Here, ons het dit gedoen, of ons was besig gewees, maar dan mis ons die fondasies. Want dan gaan 'n storm kom. Ja, verseker, en ons moet die storm hanteer as wyse mense. Dis vir my, ek dink ek het 'n preek gehoor, ek dink laasweek 'n preek iewers gehoor. Ek kan nie onthou wie dit gepraat het nie, van as jy 'n slaaf is en as jy vry is, en hoe 'n slaaf reageer en 'n slaaf besluit te maak en 'n vry mens besluit te maak. En ek het met 'n voorhuwelikse paartjie ook so half 'n ding gedoen van wat julle nou mee besig is julle as slawe mee besig. En jy kan nie dit oorvat na vryheid toe nie, want dit is dwaas. Jy moet nou mooi dink oor hierdie, hoekom maak jy die besluite wat jy maak, hoekom maak jy die keuses wat jy maak, want jy is nog 'n slaaf tot sonde. So kom ons kyk, hoe beweeg ons na 'n
vry mens wat dan besluite kan maak as 'n vry mens. En dit beteken dan nou die Here sterf vir jou jy besef die Here sterf vir jou sondes, maar dan maak jy ook die besluit, jy luister wat God vir jou sê. So 10 gebooie na baie dieper goed toe. En ek dink dis in hierdie reeks die beginnergids wat gepraat het, waar die 2 borde so was in die preek mos nou die vryheid en om 'n slaaf te wees. En dis as jy jou huis op die sand bou, jy besef nie, jy is besig om jou eie tronk basies te bou, jy is besig om vir jou hierdie mooi slaafhuisie te bou, en al die besluite gaan uit dit gemaak word. Wat vir ons, dis hierdie compound effect van jou besluite, maar as jy op die rots is, dan daai besluite, 1 klein besluit, 2 klein besluite, en so bou dit na soveel beter toe, want jy maak dit as 'n vry mens. Dan kan jy in sekere omstandighede staan, wat jy as 'n slaaf nooit kon doen nie, want slawe word gedryf deur dit wat hulle vashou. Maar as 'n vry mens word ons gedryf deur God en sy wysheid en sy woord. En daai, my toekoms hoop ek gaan gedryf wees. Daar's elke nou en dan 'n ietsiekie wat jy mos nou so voel, hier trip ek bietjie. En die wonderlike ding is as jy dan val jy op 'n goeie fondasie. Jy val nie in die sand en die modder en sukkel dan om uit te kom nie. Want hier is die Here en hy's met jou. Ja. So ja, om af te sluit, dat die Here wil hê ons moet op hom bou. Ja. Maar om hom te bou moet ons hoor en moet ons luister. En ek dink dit is vir die van julle wat luister en kyk vanoggend ons boodskap oor daai beginnersgids om die toekoms te voorspel, dat jy kan absoluut grootendeels weet hoe jy 2025 gelyk, jy te weet waar jy gebou het. En dit ons het daai liedjie die Sonskot ons gesing het, die wyse man bou sy huis. Daai een net, nee. Jy kan absoluut bepaal en weet hoe 2025 gaan lyk, deur te gaan kyk na die fondasies in jou lewe. En dis ons gebed vir elkeen van julle, dat julle fondasies gebou het op die rots is. Dankie Gerrie, ek waardeer. Ons sal dan volgende week weer sien. Ek sal my plastiese bekertjie saam met 'n polistireen koppie saam sponsor by Tupperware met 'n koukie hier so skryfstaan.